morning en kyk nou net hoe staan ons sprinkelvars en gereed om jou dag en jou oggend saam met jou te begin. Sprinkelvars sê jy. Sprinkelvars is my nuwe woord vir die dag. Dit is 'n nuwe een. Dis so spiksplinternuut. Nou maar Pieter, dit is waarvoor jy hier is om ons woordeskat so 'n bietjie meer uit te brei. Al is dit met neologismes. Wat 'n woord is daai, neologisme? 'n nuutskepping, 'n neologisme. Jy sien, so vul ons mekaar aan. Dink jy nie ek moet begin met Afrikaanse lesse hier op Goeiemôre? Ek dink asseblief, ek staan eerste in die ry. Goed, nou maar ons sal met die mense in beheer gesels. Nou gewoonlik het Ross vir ons die interessante feite, maar aangesien sy nie vandag hier is nie, my hart is baie seer daaroor, het ek 'n paar feite gaan soek. In 1890 op hierdie dag het Mabel Loomis Todd die eerste bundel van poems by Emily Dickinson gepubliseer en in November 1966 het Buzz Aldrin geskiedenis gemaak met die eerste space selfie Infinity and Beyond. Tydens die Gemini 12 ruimtevlug. Wat 'n selfie is dit nou nie? Ek sou ook so ene wou gehad het. Maar jy gaan vir my nie daar kry nie, ek is heeltemal klaustrofobies. As iemand bereid is om my so intoe te stuur, sal ek bereid is om te gaan. Nee. Dalk is daar iemand wat nou ingeskakel is. Elon Musk, ons weet nie. Ons weet nie. Maar goed, maar voordat jy met jou eie uitstapie na die ruimte of wie weet waar besig raak, het ons natuurlik 'n propvol oggend vir jou beplan. Inderdaad, of soos my kollega sal sê, ja, beslis. Nou ja, ons gesels 'n bietjie later met Ian McDonald wat ons bietjie meer gaan vertel oor die American Academy of Ballet kompetisie. Elizabeth is hier van Everest Advisory vir ons vrae wat sy gaan beantwoord oor aftreebeplanning. Tiaan van der Walt gesels later met Annie oor trampoliensport en ons gaan hoor waar's Wouter Lombard. Waar is hy? Dis 'n goeie vraag. Hy sal seker later hier wees. Ek weet wie wel hier gaan wees is Franja Du Plessis om bietjie meer te gesels oor haar nuwe musiek, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Nou wil ek vir jou weet, watse award shows, jy weet, kyk jy graag? Ek hou nogal van die Grammys, omdat ek baie van musiek hou, so dis nogal iets wat ek, jy weet, waarvoor ek moeite sal doen om vroegoggend op te staan. Ek het lanklaas, moet ek byvoeg, maar ek het al baie vroeg in die oggend opgestaan om dit te kyk. Ek moet nogal sê snaaks genoeg, ek is nogal in die musiek, maar die Grammys slaan my nie so aan soos wat ek hou van die Academy Awards. Dis interessant, ja. So ja, ek weet nie, dalk is ek maar net een van nou ouetjie wat daarvan. Ek dink is omdat ek so my mond hang oop van die musieke en wat die trends is en goed, dan kom ek agter, okay, of ek was nog nooit voor nie, maar ek besluit my nog altyd agter met die musiek. Kyk, in plaaslik is daar ook 'n hele paar, maar dis net te veel om op te neem. Daar is nogal baie en ek is bly dat daar baie is op hierdie stadium. Dis die tendens, dit hou die bedryf gesond en alles. Maar nou ja, terwyl ons opgewonde is oor die Emmys, maak Suid-Afrikaners ook golwe by die jaarlikse Emmys. Kan jy dit glo? Wat het ek gesê, Emmys of Grammys? Jy sien, ons is klaar teen mekaar. Academies. Okay, die Grannies moet nou luister. Pieter Koen, oupa, het hierdie kant gepraat. Dis die Grammys. Trevor Noah en wat het ek nou gesê? Nou na. Ouens, ek is nog nie wakker vanmôre nie. Ek wil net sê vir al ons kykers, vanmôre lyk ek energiek, maar ou Matta, moet ek vir jou koffie reël? Die gas het heeltemal uitgehard. my koelrakheid. Alright, die brilwasem op, die gaan ons. Trevor Noah en Tyla het albei benoemings ontvang vir die 68-jaarlikste Grammy toekennings wat Sondag die 1 Februarie in 2026 by die Crypto.com Arena in Los Angeles plaasvind. Tyla is benoem vir Best African Music Performance vir haar treffer enkelsnit Push to Start en sy staan teen 4 ander kandidate, maar Tyla is geen onbekende in die Grammys wêreld nie. Haar wêreldtreffer Water het in 2024 die eerste toekenning in die kategorie Best African Music Performance verower. Was hy trots op jou Tyla. Trevor Noah is benoem in die kategorie Best Audio Book, Narration en Storytelling Recording vir sy tweede boek, Onto the Uncut Grass. En hy staan teenoor, wat die vrou Kathy Carver of die man Tanya Brown, Jackson Fabre, allerlei sulke vreemde name wat ons nooit wil uitspreek hierson nie, want ek is gewoond aan Koos, Jakkals en Willem. Hy staan ook natuurlik, ek moet daarop vir jou sê, hy staan ook teenoor die Dalai Lama. Trevor is al verskeie kere voorheen ook benoem. Geskiedenis gemaak as die eerste komediant wat 5 jaar in 'n ry
die Grammys aangebied het. Kan jy dit glo? Ek moet nogal sê, dit is 'n lekker een vir 'n Suid-Afrikaner. Dit is. En toe ek net daar was, toe kom ek agter, ek weet nie of ek so lekker in die Engels sal dink. Kyk hoe struikel ek in die Afrikaans so vroeg in die ore. Maar nee, ja, ander groot benoemdes, man, daar is noem hulle. Dis belangrik. Hierdie is belangrik. Lady Gaga het ook die lys gehaal met Abracadabra. Is dit nie 'n ouletjie vanaand nie? Weet jy nie? Dis op haar nuutste album. Genien. Ja. As jy agter is, ek hou eerder maar by die Academy Awards. Man, ja, ek wil net weet, gaan jy hulle ondersteun? Gaan jy vroeg opstaan? Aangesien Lady Gaga daar is, dink ek sal ek. Maar jy Dis mos sal 'n groot daar aanhanger. Ja, Okay. ja. Nee, maar Maar nou, Pieter, Dit was my cadenza. baie dankie. Skryf jy ook nou vir ons 'n treffer, 'n volgende treffer dat jy ook nou daar kan Ek sien uit na die Grammys. Nou ons almal weet dat jy die amptelike Silver Fox in die ateljee is. Oh. Maar ek wil net vra, hoe het jy gevoel toe die eerste paar grys haartjies oorwys? Bekommerd, maar ek nie bekommerd nie. Ek dink dit was eintlik maar net 'n teken van alright, you have to live with it. Dit is nou maar daardie tyd en 'n ou moet dankbaar wees dat jy daarom 'n ou grys haartjie het. Daar's party van my vriende wat geen haar het nie, so ek vat maar 'n ou grys haartjie. Ja, dankbaar. Dis die wysheid. Dit is die wysheid. Ek dink dit is 'n baie goeie manier om daarna te kyk, maar ek het 'n interessante storie. Want grys haar inspuitings, 'n omstrede behandeling wat grys hare glo kan takel, het onlangs gewild geraak op Chinese sosiale media platforms en 'n groot debat ontketen. Die behandeling wat op tradisionele Chinese geneeskunde gegrond is glo 'n vorm van Vitamiin B12 wat glo melaninsintese stimuleer. Nou die aktrise Jo Tong het die neiging begin toe sy in Junie onthul het dat sy weeklikse inspuitings ontvang om haar natuurlike haarkleur te herstel. Sy het gesê sy het ligte pyn ervaar en nog geen resultate na 'n maand gesien nie, na 'n hele maand, maar dat dokters aanbeveel het om vir 6 maande daarmee aan te hou. Gesondheidskenners waarsku egter dat daar geen wetenskaplike bewyse is dat die inspuitings werk nie. Dermatoloë sê Vitamiin B12 kan wel senuwees en bloedsomloop ondersteun, maar dit sal waarskynlik geen effek op grys hare hê nie, tensy daar 'n tekort aan B12 is. Nou, belangstelling in die behandeling neem egter ten spyte van hierdie onsekerheid toe in die land. Dit word deur sosiale media en nuuskierigheid oor hierdie moderne weergawe van 'n ou geneesmetode aangehits. En hier is my vraag, sou jy so iets probeer? Ek dink nie so nie. Grys haar inspuitings. Nee, ek embrace dit nogal. Ek moet Ja. sê. En ek moet sê party ouens en dames doen dit ook nogal en lyk actually baie goed met hulle grys hare. Ja. Maar ek wil net weet, hoekom kry jy Jotong, of wat sien dames se naam? Jotong, ja. En jy los vir my met Ketanji Brown, Jackson, Fab Morgan. Ja. As het jy hou in vir my vanmôre. Baie nee. dankie. Jy het die teks vir ons versorg, het jy nie? Nee, ek het hom nie geskryf nie. Ek het hom wel nie geskryf. Okay, maar baie dankie. Nee, ek sal nie. Sal jy dit doen? Nee. Ek dink ook ek jy dink embrace ook. dit, nee. Bietjie kleur hier en Absoluut. daar, maar ek sal nie al daai behandeling gaan nie. Nee. Nou, mens sal maar net moet wag en sien of 'n mens wel goed lyk met grys hare al dan nie. Ja. Maar soos jy gesê het, die wysheid. So jy kan bly net waar jy is, want net hierna gesels ons verder en gaan Pieter ons definitief verder vermaak.